Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat ons so saam mag wees en saam mag sing en ons harte ophef tot U. En dan spesifiek met die versigtiging, hoor ons gebed. Hoor ons sug. Want ons Vader, U alleen is die bron van die lewe en ons is afhanklik van U. En U nooi ons om te kom drink van die water van die lewe vernuut. Vader, ons het so nodig dat U vir ons help vanoggend om werklik oor te gee, om gehoorsaam te wees, om onsself aan U toe te wy deur die krag wat U in ons werk. En ons dankie daarvoor, Vader, dat U werk, en wat 'n groot voorreg om te erken en te bely waar U werk, wie kan keer? En daarom dank ons U dat ons U gemeente mag wees, die liggaam van Yeshua wat gekoop is met die bloed van die lam, onbevlek, smetteloos. Daarom, Vader, seën asseblief U woord in ons harte. Laat die saad van die woord deur die genade gesaai word, nat gemaak word en deur die krag lewend gemaak word, sodat dit kan groei en vrug dra tot U eer alleen. Want aan U alleen kom die lof en die eer. U alleen is waardig om te ontvang die aanbidding, die heerlikheid, die mag en die sterkte tot in alle ewigheid. In Yeshua Messia. Amen. Ek kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ek kan die Bybels oopmaak by Hebreërs hoofstuk 4. Hebreërs hoofstuk 4 is 'n voorreg om hier in Lichtenburg te wees. Ek sien die winter het nog nie heeltemal sy tol begin eis nie, die gras is nog groen. Ons maak ons Bybels oop by die laaste verse van Hebreërs 4. Eintlik wil ons Hebreërs 5 lees. En dan spesifiek die tema vanoggend. Ek is so bly Johan het 'n gedagte met ons gedeel oor verootmoediging. En die kern van verootmoediging, die fokus van verootmoediging is die gebed. Daar kan tog nie iets anders te wees as gebed in verootmoediging nie. Vanoggend wil ek die klisjé hanteer, ek het vir jou gebid. Ons sê so maklik, bid vir my asseblief. Of as ons sien iemand is in nood, of daar is 'n situasie, dan sê ons, ek sal vir jou bid. Ek sal vir jou bid, wil ek vanoggend hanteer in die konteks van Yeshua wat vir ons gebid het. Mag ons deur sy voorbeeld en deur die konteks waarbinne hy vir ons gebid het, iets leer wat ons gebedslewe en spesifiek die bemoediging wat ons mekaar sê, ek het vir jou gebid of ek sal vir jou bid, op 'n vlak bring waarvoor Jahwe ons geroep het om vir mekaar te bid. Want ons word in die woord geroep en die opdrag gegee, bid vir mekaar. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En daarom het ek in die begin gesê, dit het 'n klisjé geword. Iets sê, ons sê dit maar net, so maklik, ek bid vir jou, sterkte. Hebreërs 4, die laaste 3 verse, vanaf vers 14, het die opskrifie, Messia oortref die hoëpriesters van die ou verbond. En dan lees ons vanaf vers 14, en ek wil jy moet baie mooi luister, aandagtig, bidend, want hierdie woord is kragtig en heerlik, en skerper as 'n tweesnydende swaard, en het wakker daardie lewende hoop wat in ons binneste is aan. Vers 14, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Yeshua, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevang is. En daarom juis moet hy, net soos vir die volk,
so ook vir homself vanweë die sonde offer. En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aaron. So het Messia ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie. Maar hy het hom verheerlik wat vir hom gesê het, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. Soos hy ook op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek, Psalm 110. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag geword het om te hoor. Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Die onderwerp gebed kan nie geïsoleer word van priesterskap nie. 'n Priester is aangestel, hy neem nie die eer vir homself nie, hy word geroep om dan voor Jahwe te staan met die behoeftes en die nood en die angs en die pyn van die volk. Maar hy kan nie net met dit kom, hy moet ook met 'n offer kom. Offer beteken, die selfstandige naamwoord korban is afgelei van die werkwoord om te nader. Om na Jahwe te nader impliseer noodwendig om 'n offer te bring, want hy is die Almagtige. En wanneer ons dan spesifiek oor gebed praat, dan tel die onderwerp gebed ons op tot hoëpriesterskap, tot priesterskap, om tot Jahwe te nader. En sodra ons oor priesterskap praat, dan praat ons van die orde van Yeshua Melchisedek. En dit is swaar om te verklaar en swaar om te verstaan, want die natuurlike mens neem nie die dinge van die gees aan nie. Dit is om dwaasheid. En 'n mens is van nature lui en wil hom besig hou met die konkrete, die vleeslike, dit wat ek sien en kan tas. Maar hierdie onderwerp roep ons as gemeente op tot vaste spys. Dis vir my interessant en is kosbaar dat ons baie keer vir mekaar sê ons moet groei en van die melk afkom na die vaste spys. En dan bedoel ons die hele woord van Jahwe, maar kyk volgens spesifiek in watter konteks hier die gedagte gegee word van die vaste spys. Dit gaan oor priesterskap, dit gaan oor jou gebedslewe. Wanneer jy gevoed word met die woord van Jahwe, die onvervalste melk, wat later vaste spys kom, moet dit 'n invloed op jou gebedslewe hê. En wanneer u en ek in ons gebedslewe groei, dan groei die gemeente, want gebed is die asemhaling van jou geestelike lewe. As daar een veld en terrein is waarop u en ek 'n oorlog het, is dit ons gebedslewe. Want die vlees wil nie bid nie. Hy het 110 afleidings. En tog sê hy op die einde, vaste spys is vir volwassenes wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen. Mag Vader Jahwe vanoggend vir u woord gee wat nie net vandag gaan hou of môreoggend nie, maar vir die res van die lewe tot in ewigheid. Mag ons werklik waar, wanneer ons na Yeshua se priesterskap kyk, iets van gebed verstaan. Dat ons nooit weer vir mekaar sal sê, ag ek bid vir jou nie. Want daar bestaan nie so iets soos ag ek bid vir jou, sonder die priesterskap, sonder om Jahwe almagtig te nader, sonder die bloed van die lam wat moes gevloei het, sonder 'n opregtheid. En daarom is die konteks vanoggend
Eerstens, Yeshua. Ons lees in vers 14, ons heel eerste woordjie, terwyl. Terwyl. Daar is iets in die hemele, daar is konteks, daar is 'n orde, waarvan een ek miskien moontlik min weet, maar is daar. En my gebrek aan kennis, maak dit nie oneffektief, of minder belangrik, of 'n minder realiteit nie. Dis my probleem dat ons so min daarvan weet. Maar terwyl ons 'n hoëpriester het, hy sê, luister mooi, kyk hier mooi Afrikaanse beskrywing, 'n groot hoëpriester het. Dis nie net 'n priester nie. Groot, ewig, volmaak. Terwyl hy daar is, in sy heerlikheid, in sy grootheid, hy sê spesifiek, wat deur die hemele gegaan het. Het jy al mooi gedink oor daai gedeeltetjie? Wat beteken dit Yeshua deur die hemele gegaan? Vir een van my wat in tyd en ruimte vasgevang is dit moeilik om dit te begryp. Want ons verstaan ietsie daarvan in Openbaring. Wanneer ons lees van Johannes wat ween en sê, toe hy hoor, maar niemand is waardig om die boek te neem nie, en ons kry die openbaring van hy het gesien, en daar's een op die troon soos 'n lam wat geslag is, en al die engele buig, en die 4 lewende wesens buig, en die 24 ouderlinge werp hulle krone neer, en daar is 'n aanbidding soos wat ek nog nooit geken het nie. Hy deur die hemel gaan van die graf, opgewek in die heerlikheid, verheerlik, en hy het die boek geneem. Daar's gebeure, daar's 'n handeling. Ons sien in Daniël 7 dat, en ek het gesien die seun van die mens, een soos die seun van die mens het gekom na die oue van dae. Yeshua gegaan deur die hemele, hy het die posisie, die gesag en die autoriteit op die troon gaan sit, en hy was nie net ons hoëpriester nie, hy is. Dis die kern van ons geloof, Jahwe was, is en sal wees. As ons hier sien, as ons hier lees, hy het vir ons die prys betaal, dan is die prys ewig geld, en hy is nou ons hoëpriester. Hy is nou aktief besig om vir ons in te tree. Hy is nou besig om vir een van my te bid. En wat bid hy? En dis waarby ek wil uitkom. Want as ons weet wat hy bid, weet ons wat om vir mekaar te bid. En dis die belangrike. Maar ek wil eers net nog 'n konteks, hoofstuk 5 vers 7 sê, dat Yeshua het, en dit is 'n fokuspunt, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer. En dit leer ons van die tweede Adam. Dit leer ons van Yeshua, Immanuel, God met ons, in sy vlees, as mens. Het hy baie gebid, het hy gesmeek, met trane, en ons lees in die woord dat selfs die sweet het soos bloeddruppels geword. Dis die konteks, waarbinne ons sê, hy het vir ons gebid. Dis die konteks waarin u en ek vir 'n ander persoon sê, ek sal vir jou bid, al kos dit trane, al kos dit sterk geroep, in die tyd van my vlees, want ons verwag 'n verheerlikte liggaam, dan het ons nie meer die vlees nie, maar nou in die tyd van my vlees, leer ek van die tweede Adam, hy het ten tye van sy vleeslike bestaan, sterk gebede, trane, geoffer, priesterskap. En hy het gebid. Wanneer ek vir iemand sê, ek bid vir jou, het gaan nie gepaard met 'n sterk geroep en 'n sug en 'n smeking en selfs trane nie. Dan moet ek 'n vraagteken plaas oor my priesterskap. Jy sien, in Petrus 2 sê vir ons, ons is konings en priesters, 'n uitverkore geslag. Priesterskap begin by Yeshua. Ons is priesters. Priesters word geroep om te bid en mekaar se belange en swakhede te dra. Kan jy onthou wat sê Yeshua vir Petrus? Lukas 22, vir die wat dit wil neerskryf. Lukas 22 vers 31. Petrus in homself sê, Meester, ek sal u volg, ek sal u nooit verlaat nie. En Yeshua sê vir hom, Simon, Simon. Kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. Die konteks waarin Yeshua dit sê is, want uit Openbaring 12, die realiteit van wie die bewoners van die aarde en die see, want kyk, die Satan het neergedaal na julle met groot
woede. Hy weet sy tyd is min. Petrus het later dit wat Joshua gesê het, die Satan het begeer om julle te sif soos koring, het hy begryp, want hy skryf later in die sendbrief, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Met die realiteit van die vyand van Satan wat wil kyk wie hy kan verslind, sê Joshua vir Petrus die volgende: Petrus, ek het vir jou gebid. Ek het vir jou gebid dat jou geloof nie moet ophou nie. As een en ek vir mekaar sê, ons bid vir mekaar, dan is dit binne die konteks en die realiteit van die Satan, van wie die bewoners van die aarde, want die Satan loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Dis hoe ernstig gebed is. Dis 'n geestelike verpligting om vir mekaar te bid as gevolg van die konteks waarbinne ons leef, naamlik die Satan wat kyk wie hy kan verslind. Dit maak my perspektief oor my broer en my suster wat besig is om te struikel of te val anderste, want ek sien nie meer hom en sy foute raak nie, maar ek sien die ware vyand, die Satan raak, en ek begin vir hierdie broer en suster empatie te voel, want ek het sit op dieselfde situasie. Ons het 'n gemeenskaplike vyand, hy is nie my vyand nie. Joshua het geweet Petrus gaan hom verloon, maar Joshua maak nie van Petrus sy vyand nie. Petrus het hom verwerp. Sy naaste bestaandes het op 'n afstand gaan staan, maar Joshua sien nie vir Petrus as die vyand nie. Hy sê Petrus, die Satan het begeer om julle te sif. En dit is die Satan wat julle uit mekaar uit gaan jaag. En ek het vir jou gebid. En ek wil werklik hê jy moet verstaan dat dit nie ligte woorde is nie. Kom ons kyk na een van hierdie gebede van Joshua wat in smeking met trane geoffer is. En daardie welbekend, en ek weet as ek so nou om Dirk kyk, in groot pansaaltjie, ons het so baie gesing, Psalm 38, straf tog nie in ongenade. Kom ons maak Psalm 38 oop. Dis 'n gebed in krankheid. En dit bring my by die volgende punt. Ek bid vir jou. Beteken nie ek bid vir jou wanneer ek gesond is, wanneer dit met my goed gaan, wanneer ek lus voel, wanneer ek gevuld en gevoed en gekoester is, dan is ek bereid om vir jou te bid. Nee. Ek bid vir jou lê in die konteks van byvoorbeeld Psalm 38, 'n gebed in krankheid. En hierdie krankheid is nie in mate nie, dis in volle maat. En hier sal as jy saam met my Psalm 38 kyk na die spesifieke uitdrukkings, daar's geen heel plek in my vlees nie. My wonde stink, ek is totaal kragteloos, ek het niks oor nie, dan bid ek vir jou. Dis wanneer ek vir jou bid. As ek niks meer het nie, behalwe gebed. En ons lees 'n paar verse saam asseblief, Psalm 38, net om die konteks te kry. Die fokuspunt gaan wees in vers 10, maar kom ons lees die eerste paar verse net vir konteks. Psalm 38, vers 2. O Jahwe, straf my nie in die toorn nie, en kastei my nie in die grimmigheid nie. Want u pyle het in my ingedring, en u hand het op my neergedaal. Daar is geen heel plek in my vlees vanweë u grimmigheid nie. Daar is niks gesond in my gebeente vanweë my sonde nie. Want my ongeregtighede gaan oor my hoof, soos 'n swaar pak het hulle vir my te swaar geword. My wonde stink, hulle dra vanweë my dwaasheid. Ek is krom, heeltemal gebo. Die hele dag gaan ek in rou. Want my lenden is vol ontsteking en daar is geen heel plek in my vlees nie. Ek is kragteloos en heeltemal verbrysel. Ek brul van die gebons van my hart. As ons later in die Psalm kyk, waar daar 3 dinge aangehaal, wat duidelik wys hierdie is 'n Psalm, 'n profetiese Psalm op Joshua, naamlik dat hy naasbestaandes ver gaan staan het, en dat hy stom is soos 'n lam voor sy skeerders. Wat se sonde is hierdie waarvan hy praat? Dis u en my sonde. Die hoëpriester het sonde geword. En in daardie oomblik van smarte by Golgotha, wanneer hy u en my sonde dra, dan sê hy vir Petrus, ek het nog steeds vir jou gebid. In die aand in die tuin van Getsemane, wanneer hy kragteloos is, wanneer hy brul vanweens die gebons van sy hart. Hoekom het sy hart gebons? Wat het hom benoud gemaak?
Ons weet dat Jahwe ontoeganklike lig bewoon. Hy's heilig, hy kan nie sondig nie. Hy kan nie. En hy word mens. En hy neem nie 1 of 2 sonde op hom nie, maar die totale armgeslag se sonde. Dit het hom benoud gemaak, want hy's heilig, hy's rein. Hy kan nie met sonde identifiseer en deel nie, maar hy word vlees, sodat hy dit kan. Hy was soos dat daardie lammetjie op die 10de van die eerste maand uitgesoek moes word, sonder gebrek, vlekkeloos, was Yeshua rein en heilig, vlekkeloos, maar hier kom hy, waar hy al die sonde op hom moet neem. Dit het sy hart gebreek, om sonde op hom te neem. En dit maak van hom priester. En dit maak van u en my priester. As ons my broer en my suster se sonde en sy pyn en sy smart nie dra soos Yeshua dit gedra het nie, maar verdra, omdat Yeshua dit gedra het. Al moet ons hart gebreek word, al moet ons huil en ween daaroor, maar ons dra dit saam. En ek wil hê jy moet nou vers 10 kyk. Jahwe, voor u is al my begeertes. Terwyl Yeshua kragteloos is, terwyl daar geen heel plek in sy vlees is nie, is daar nog iets in sy hart, 'n begeerte, wat hy uiting gee in gebed. En hierdie gebed gaan ons nou kyk, wat het hy gebid in Johannes 17? Maar daar's konteks, en die een is intern, die sonde wat hy moet dra, die skuld, die skaamte, maar daar's 'n tweede ding wat hy, terwyl hy dit dra, bid hy, maar daar's ook van buite af, die smaad en die hoon. En nou moet ons na Psalm 109 toe blaai. Psalm 109. Hierdie Psalm is ook 'n absolute profesie aangaande Yeshua, en ons weet dit omdat Petrus in Handelinge 1 opstaan en sê die Heilige Gees het deur Dawid gespreek in terme van Judas Iskariot wat selfmoord gepleeg het. In Psalm 109 sê, laat 'n ander een sy ampt neem. En daarom het die apostels geweet om vanuit Psalm 109 dat hierdie Psalm gaan oor die Judas en Yeshua en wie daarom ook al saam gaan, die owerpriesters. En daarom kan u en ek na aanleiding van hulle interpretasie duidelik weet, Psalm 109 gaan oor Yeshua. En u sal dit dadelik met my saamstem, as ons vers 1 lees, vir die musiekleier vir 'n Psalm van Dawid 'n Psalm, O God van my lof, moenie swyg nie. Luister mooi, vers 2, want hulle het die mond van die goddelose en die mond van bedrog teen my oopgemaak. Hulle het met my gespreek met 'n leenagtige tong en my met woorde van haat omring. Ja, hulle het my sonder oorsaak beveg. En nou vers 4, vir my liefde behandel hulle my vyandig, terwyl ek tog gedurig deurbid. Terwyl ek tog gedurig deurbid. Wanneer bid hy? Wanneer hy kwaad vir goed vergeld word. Wanneer bid u en ek vir mekaar? Terwyl ons kwaad vir goed vergeld word. Wanneer hou ons aan in die gemeente te ywer en te getuig? Wanneer ons verwerp en gesmaad en gespot en verag word. Want dit is wanneer ons met reg kan sê, ek het vir jou gebid. Vir jou gebid, toe jy nog geen tekens getoon het van samewerking of oorgawe of bekering, toe het ek vir jou gebid. Terwyl ek gesmaad word, Yeshua vra vir hulle, vir wat een van die goeie dade vloekhout julle my? Dis die konteks van, ek het vir jou gebid. Intern draai ons sonde. Van buite af word hy omring met leenagtige tong, vals beskuldiging. Dit is hoekom gebed Jahwe so behaag, want dit gaan nie oor die self nie. Die self word gestroop. En dit is 'n totale offer om vir iemand te bid, wanneer daai persoon dit nie waardig is nie.
Maar Yeshua bid vir ons omdat hy waardig is, omdat hy aangestel is as hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, as gevolg van sy integriteit, omdat hy God is. Daarom hou hy aanbid. Daarom moet u en my gebede vir mekaar nie op grond wees van die teenoorgestelde party se prestasie nie, maar op grond van ons roeping as priesters, op grond van ons hoëpriester se volmaakte voorbeeld. Dan kan dit werklik sin maak as ek vir iemand sê, ek bid vir jou. Al lyk dit nie of jy dit verdien, of jy vorder of niks nie. Ek bid vir jou, want ek geleer het by my hoëpriester om te bid. En dan kom die volgende vraag, maar wat bid ek vir jou? Ons het uit die woord het gesien, ons moet bid, en ons kry die voorbeeld van Yeshua, deur sweet en trane, en watter omstandigheid, intern, of ek nie so voel nie, of ekstern, ek moet bid. Nou vra ons mekaar die vraag, wat moet ek bid? Wat moet ek bid? Kom ons gaan stadig deur Johannes 17, en ons gaan kyk, wanneer Yeshua dan bid. Ek wil net vir die wat 'n aantekening of 2 maak, sê, hulle moet asseblief Jesaja 53 se laaste versie ook skryf. Jy sal onthou, en ons kan dit met die nagmaal, kan ek dit hanteer, dat daar staan dat, presies wat ons nou gesê het, terwyl Yeshua verag was, en geslaan was, en ellendig was, dan staan daar, terwyl hy tog vir die oortreders gebid het. Ek sal dit weer lees met die nagmaal. Johannes 17. En ons lees dit saam. Vanaf vers 1. Dit het Yeshua gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enige waaragtige God en Yeshua Messia wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort. En u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het, van u kom. Want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken, ek het van u uitgegaan, en hulle het geglo, dat u my gestuur het. Hou net vir 'n oomblik vas. Wat 'n geloof openbaar Yeshua nie. Dis die aand voor hy verraai en verloon is. Dit is die aand toe al sy disippels wat vir hom lief was, gevlug het. Hoor hierdie geloofswoorde. Vader, ek het gekom, ek het die werk gedoen. Hulle glo my. Hulle vir die fisiese oog se waarneming het hulle nog nie geglo nie. Hulle het nog nie verstaan nie. Hulle het nog gevlug. Petrus het nog die swaard getrek. Maar tog weet Yeshua, die werk wat hy gedoen het, is bevestig en is volmaak, en die vrug sal absoluut na vore kom. Al kos dit vir Petrus, nadat hy Yeshua verloon het, bitterlik te ween. Al kos dit vir Yeshua om hulle na die tyd te gaan ontmoet. Al kos dit 'n Thomas wat eers sê, ek sal nooit glo voor ek my vingers neers in die gate steek nie. Al is daar 'n pad van rypwording, het Yeshua geweet, dit wat hy gedoen het, sy gebed is verhoor. Vader, hulle wat u my gegee het ek in gebed bewaar. Dis geloof, dit het nog nie so gelyk daai aand. Kyk hoe mooi sê hy in vers 9, ek bid vir hulle. Weet jy vir wie het Yeshua gebid? Weet jy wat het hulle gedoen terwyl hy gebid het en sy sweet soos druppels, bloeddruppels word? Hulle het geslaap. Hulle was nog glad nie waar hulle moes wees nie. Hoe dikwels as ons vir iemand bid, dan het ons eers 'n geveinsheid in ons hart en 'n vraagteken, maar is daai persoon dit waardig? Verdien hy dit? Sal u en ek waak vir mekaar se siele terwyl ons weer daai persoon slaap?
Jy sien, dit gaan oor geloof. Dit gaan oor die uitverkiesingsleer. Dit gaan oor om te weet dat voor die grondlegging van die wêreld af bepaal Jahwe in sy soewereiniteit. En daarom moet u en ek volhard. En daarom is hierdie boodskap gemik op elke gemeentelid om in gebed te volhard. Want as ons in gebed volhard, kry ons siele in besit, ons emosie, ons perspektief, en kan ons oor voor ootmoediging aanpraat soos gisterand, en iets anders te sien wat die wêreld nog nie sien nie. Daar's geloof. Johan sê daar's nog 'n pad om te stap. Ons sien nog nie alles nie, maar ons bid. Ons bid vir ons volk, ons bid vir mekaar, want Joshua gee ons die voorbeeld, of 'n disippels wat slaap, sy binnekring. Hy vat 3 disippels uit die 12 nog nader aan hom, 'n Petrus, 'n Jakobus en 'n Johannes, en sê, waak saam met my, en hulle slaap ook. Joshua sê in vers 9, ek het vir jou gebid. Bid nie vir die wêreld nie, maar die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Vers 10, en alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, en hier bid hy nou. Luister mooi, onderstreep dit in die Bybel. Wat bid Joshua vir u en vir my, sodat u en ek dit ook vir mekaar kan bid? Bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Ek het in die begin gesê, Johannes, Openbaring 12 vers 12, weer die bewoners van die aarde, en die Satan het na julle toe neergedaal. Gekombineer met 1 Petrus, soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. Met dit wat Joshua in Lukas 22 sê, hy begeer om julle te sif. Wat moet u en ek vir mekaar bid? Vader, bewaar u kinders. Hulle te stryd. Bewaar ons van die bose. Ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons wortelstryd is nie teen my broer en suster se unieke persoonlikheid, met sy snaakse eksentrikheid. Dis nie waar teen ons wortelstryd is nie. Ons wortelstryd is teen die bose, die kinders van Jahwe, soos 'n brullende leeu verslind. Die kosbare deel is dat Joshua vir ons hier verseker dat nie een wat hy voorgebid het verlore gegaan nie. Behalwe die seun van die verderf wat daarvoor bestem was, wat van ons uitgegaan het, maar nooit van ons was nie, in die woorde van Johannes, wat nooit uitverkies was nie. Jy sien, en ek moet die leer van die uitverkiesingsleer vasmaak. Jahwe ken sy eie en word deur sy eie geken. Al is my broer en suster nog eers in 'n fase van sonde en onbekeerdheid. Ons het hierdie week die studie gedoen oor sonde. Vanoggend se sonde oor die Heilige Gees. Daar is tye wat ons die Heilige Gees bedroef en blus. Maar die gemeente bestaan uit kinders van Jahwe, wie se name van voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is. En is u en my verpligting, want hy sê, sodat ons een kan wees, net soos ons, om die band van die eenheid te behou, deur vir mekaar te bid. Al is daar sommige wat slaap, al is daar sommige wat met hout en hooi en stoppels bou, al is daar sommige wat vir ons hartseer maak, sodat ons een kan wees. Eenheid is ontsettend belangrik vir 'n priesterskap, vir middelaarskap. Vader almagtige, heilige God, hierdie geredde kinders moet een word, moet ontmoet in die allerheiligste. Daarom eet en drink ons, want eet en drink beteken, jy word een. En ons word een met mekaar, wanneer ons vir mekaar bid. Wanneer ons vir mekaar omgee. Merk dit in die Bybel spesifiek wat bid Joshua vir ons, bewaar hulle. En onthou dat sy gebed verhoor is. En u en ek gebid gedurig vir mekaar, nie omdat Vader Jahwe dan besluit hy sal ons bewaar en dan besluit hy gaan ons nie bewaar, dan moet ons hom weer oorreed. Dis godslasterlik. Ons bid vir mekaar sodat ons kan verander en Jahwe verheerlik word deur die geloof wat ons in hom openbaar. Hy sal ons bewaar. En ons mense wat in luiheid en in totale mensheid vra, maar hoekom moet ek dan bid? Joshua dan klaar gebid. Dis Jahwe se wil
dat ons in sy teenwoordigheid altyd gedurig in gebed moet wees, sodat ons met hom gemeenskap kan hê. Jahwe bewaar ons. Ons erken U is die Almagtige. Ons erken U soewereiniteit. Ons erken dat Yeshua gekom het nie vir die gesondes nie, maar vir die siekes. En daarom bid ek vir 'n volk wat stikkend is. Jesaja sê, waar wil julle nog geslaan word? Ons bid vir mekaar. As ons aangaan met hierdie hoëpriester gebed, dan lees ons vers 12 en 13, toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar. Luister, kyk mooi na die bewaring tema. Oor die wat U my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U toe. En ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle blydskap volkome in hulle kan hê. Wat doen ware opregte gebed vir U en my? Dit bring blydskap. Hoekom bring dit blydskap? Want jy glo die woord van Jahwe te midde van omstandighede wat vir jou sê, jy kan nie glo nie. 1 Petrus 1 sê, ons verwag onbesmette, onverwelklike, onverganklike erfenis. En ons het dit in ons deur die wedergeboorte lewende hoop. Hy sê, daarin verheug julle heel, al word julle nou vir 'n oomblik deur beproewinge en verdrukkinge beproef. Wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan. Ons het hom lief vir wie ons nie sien nie. En ons verbly ons in hom met 'n onuitspreeklike blydskap. Jy sien, gebedslewe bring gemeenskap met Jahwe. En gemeenskap met Jahwe bring 'n ontmoeting voor die aangesig met Jahwe. En voor die aangesig van Jahwe is onuitspreeklike vervulde blydskap. Versadiging van vreugde is voor die aangesig, sê Psalm 16. Aangesig? Hoe kom jy by die aangesig van Jahwe? Deur gebed. Deur gebed vir ek wil hê en gee vir my dit en ek het dit nodig. Jy kom nie by die aangesig van Jahwe vir jouself nie. Die hoëpriester kom voor die aangesig van Jahwe omdat hy vir die volk bid. En dis hoekom ons na die troon van genade in Hebreërs 4 vers 14-15 kan gaan. Want ons bid vir genade vir mekaar, vir die gemeente. Ek wil ook by vers 15 stil staan. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. Vader, daai broer het 'n probleem, vat sy probleem weg. Dis nie wat Joshua ons geleer bid het nie. Moses sê nie, Vader, vat die Rooi See weg nie. Jahwe sê vir Moses, vat hy staf in jou hand en kloof die Rooi See. Julle moet deurgaan. Julle moet gedoop word. Julle moet die Egiptenare aflê in hierdie Rooi See. Yeshua bid nie dat ons weggeneem word uit die wêreld nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Ons het dit gesê, ons lees dit weer. Wat bid U en ek vir mekaar? Vader, bewaar daai broer wat in die dal van doodskade weer gaan. Hy moet deur die dal van doodskade weer gaan. Maar bewaar hom. En gee vir hom die bewustheid dat U met hom is, want U woord sê, ek sal nie vrees nie, want U is met my. Met my God loop ek 'n bendestorm. Met my God spring ek oor 'n muur. Waak daarteen om vir mekaar te bid en sê, Vader, daai persoon is siek, maak hom gesond. Gaan sy geloofslewe noodwendig groei as hy net gesond word? Of moet ons eers bid en vra, Vader, help die persoon om te leer wat hy moet leer in die situasie. Versterk sy hart dat sy geloof behou. En as dit U wil is, skenk hom verligting. En soos dit U behaag, maak hom gesond. Tot U eer, verheerliking, sodat hy kan vrug dra. Dis U en my natuurlike reaksie om as daar 'n probleem is, die probleem uit die pad uit te kry. Dit werk net so. Maar dis nie wat ons van Yeshua se hoëpriester gebed leer nie. Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie. Jahwe het nie toe Yeshua opgestaan uit die dood uit, dadelik gesê, einde finaal, niemand hoef weer te ly nie. Toe begin die lyding van die gemeente. Toe begin die vervolging van die gemeente. Sodat hy in dit alles kan triomfeer as die God wat met ons is, die een wat die Heilige Gees uitstort, die een wat ons trooster is, die een wat gesê het, kyk, ek is met julle tot in die volëinding van die wêreld. Hy het nie alles gestop toe hy klaar die vloekhoutoffer gebring het en sê, dit is nie meer nodig vir pyn en lyding nie. Toe begin die intensiteit eers.
En daarom moet u en ek dit aanvaar en bid vir mekaar. Bewaar ons van die bose. En nou kom hier 'n klimaks. Vers 16. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. En nou is hier 'n gebed. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Wat bid u en ek vir mekaar? Jy moet die punte kan opneem, jy moet nie hier uitstap en sê dit was 'n mooi preek en as jy vir iemand vra wat het hy gepreek, dit was net 'n mooi preek. Jy moet kan sê, ek bid vir my broer en suster, al verdien hy dit nie, al voel ek nie so nie, ek bid vir hom, dat Jahwe hom van die bose bewaar. Die volgende, ek bid, dat u hulle heilig in u waarheid. Hulle is nie van die wêreld nie. Werk in hulle daardie kosbare identiteit om te sê, my burgerskap is van die hemel, ek wil nie by die tafels van die genot God sit en van Babylon nie. Werk in ons gemeente, Vader, 'n gees van heiligmaking, in ons gees deur u gees, dat ons besef ons behoort aan u heilig, afgesonder met die doel om te dien. Ons is so vleeslik, sien ons so vinnig mekaar se foute. Jy kan dit dadelik sien. Jy hoef nie 'n graad aan te hê nie. Jy sien mense se foute. Maar om te bid, Vader, heilig daai persoon in u waarheid. U woord is die waarheid. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Ek sien hoe my broer suk. Hy het 'n verslawende gewoonte. Hy kan nie daai goed neersit nie. En ek kom van die kant af en ek kom van buite af en ek wil hom oorweldig. Bid dat Jahwe hom sal heilig van binne af, dat hy van binne af sal besef, hy is nie van die wêreld nie. Hy moet daai goed los. Sy moet daai goed los. Daai taal, of daai, wat 'n gewoonte ook al. Yeshua bid vir u en my heiligmaking. Hoe bid jy vir 'n broer se heiligmaking? Bid jy soos 'n fariseer op 'n afstand, Vader, ek dank u dat ek nie is soos hierdie tollenaar hier langs my nie. As ek te naby aan hom staan, dan ryk ek sy sonde. Ek wil nie te naby aan sy situasie kom nie. Ek bel maar liewer daai persoon, want dan het ek daarom nog 'n afstand, ek kan neersit as ek wil. Ek gaan nie na sy situasie in sy huis waar die ellende is nie. Yeshua by die tollenaars, by die sondaars gaan sit. Gebed maak jou nederig. Gebed maak jou nederig. Ons as gemeente het nodig om nederig te word. Daar's niks wat Jahwe so verafskiet, soos 'n sogenaamde gemeente, wat vol geveinsdheid en fariseersuurdeeg is nie. Gaan lees die oordeele oor die gemeentes in Openbaring. Jahwe sê, ek ken jou werke. Jy sê ek is ryk, jy sê ek is gesond, jy sê al hierdie dinge, jy is beklaanswaardig. Hoekom? Want jy bid nie vir mekaar. Jou eerste liefde verloor. Daar's nie meer hoëpriesterskap nie. Daar's nie meer gebed en smeking met trane wat geoffer word nie. Want die geringste weerstand wat jy kry, sê hy, ons wil niks met dit te doen hê nie. Ons het nodig om betrokke te raak in mekaar se lewens deur gebed. Ons moet mekaar ken, ons moet mekaar se stryd ken. Ons moet by mekaar stil staan en sê, ek het vir jou gebid. In die voorbeeld van Yeshua. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En dan die laaste gedagte, en ek wonder of u dit kan onthou, ek het seker so 2, 3, 4 jaar terug in Grootpan, soos gister gebid, gepreek oor hierdie gebed in Johannes 17, vers 24. Vader, ek wil dat waar ek is, en ek wil net die gedagtes terugbring na Psalm 38, vers 10, u ken die begeertes van my hart. Onthou daai vers? U ken die begeertes van my hart. Wat is Yeshua se begeertes gewees terwyl hy gelei het? Wraak? Weerse? Wraak? Dat hy selfvergelding nie? Vader, ek wil hê dat waar ek is, vers 24, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees. En ek wil hiermee afsluit. Dink mooi bietjie daaraan, die konsekwensies en implikasies van Yeshua se gebede. Dink aan die konteks wanneer hy en waar hy vir een van my gebid het. Hy het vir een van my gebid. Terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons hom verwerp het, terwyl ons hom kwaad vir goed vergeld het, het hy gebid, Vader, ek wil hê dat waar ek is, en onthou waar was Yeshua? Hy sê, van voor die grondlegging van die wêreld, in die heerlikheid van die Vader. Vader, ek wil hê dat hulle vir wie ek bid, ook daar sal wees. In Efesiërs 1:3 verseker ons, dat die gemeente rein en heilig, sonder smet en offer, voor hom, sonder gebrek, in liefde, sal staan. Daar sal 'n rein en 'n heilige gemeente wees, want Yeshua het gebid, en elke gebed wat hy gebid het,
is beantwoord. En as ons hierdie oorweldigende getuienis het, dat Jahwe se raadsplan vas staan, kom ons bid sy raad. Kom ons ken sy raadsplan, sodat ons sy raadsplan vir mekaar kan bid, sodat ons kan weet, hierdie gebed wat ek bid, is nie 'n fiktiewe oefening nie. Dis nie tradisie of 'n ritueel of iets om my gewete te sis nie. Dit staan binne die konteks van Jahwe se raadsplan. Wie van u kyk nie op na 'n Daniël, wat in die profesie gelees het, dat die 70 weke is vervul, en hy gaan in gebed 3 keer 'n dag, en daar was vir hom hy mag nie bid nie. En buite die koning en almal se oë wat valk oë en kritiek, ervaar hy nie in sy gees hierdie rustigheid en 'n lekker gebed nie. Daar stryd. Die vors van Persië staan teenoor die boodskapper wat hom moet antwoord. Daar's 'n geestelike oorlog aan die gang en Daniël bid volgens die raad van Jahwe en sy gebed is beantwoord. As u en ek bid volgens die wil van Jahwe, wie kan die wil van Jahwe weerstaan? Watter hoë roeping het u en ek as om op aarde 'n gebedslewe met Jahwe te hê? Wat is die gemeente se roeping anderste as om te bid? In Johannes 4 sê Yeshua vir daai vrou by die put, want die vrou sê, julle vader sê ons moet in Jerusalem bid, ons bid in Samaria. Yeshua sê, daar kom 'n tyd dat julle die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulke aanbidders. Dis Jahwe se wil dat ons gebedslewe sal verdiep, sal volhard en hom sal verheerlik. En u en ek het in geen, as nie 'n manier wat u en ek kan sê, ons is daar. Ons is nie daar nie. En daarom gaan ons nou by die tafel aansit met die behoefte en sê, Vader, bring ons daar. Neem ons ook na die tuin van Getsemane, om te sien wie en wat Yeshua gedoen het en wat hy is, sodat my lewe kan verander. En ons sing daar die liedjie in die groen boekie, laat my in die spore wandel, langs die see van Galilea. Laat Heer my bid soos u gebid het, in die tuin van Getsemane. En as ek en ek dit vra, en ons kry môre kwaad vir goed, en ons kry bespotting, dan moet u en ek nie verbaas wees, asof iets vreemds oor ons kom nie. Dis waarvoor ons gevra het. Ons wil soos Yeshua wees. Ons wil die pad stap wat hy vir ons die spore geloop het. Ons wil in die spore van geregtigheid volg. Dis die behoud van u en my eie siel om vir ander te bid. Job se lewe het verander toe hy vir sy vriende begin bid het. Dit het jy op een aand so Bybelstudie gekwoteer, Johan. En dit het so indruk in my lewe gemaak. Bid vir jou vriende, bid vir die gemeente en jy gaan sien hoe jou lewe verander. Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader, dankie vir elke keer wat ons tot u mag nader en tot u kan bid. Dankie vir elke keer, Vader, dat ons 'n lofoffer en 'n aanbiddingoffer in gebed vir u kan gee. Want u is waardig om aanbid te word tot in alle ewigheid. Ons kan nie genoeg bid en genoeg dankie sê vir u grootheid en u heerlikheid. Want dan ook spesifiek dit wat ons vandag hanteer het, Vader, om te bid vir ons vyande. Want Yeshua het gesê, bid vir jou vyand. En spesifiek in ons gemeente, dat ons vir mekaar sal intree en sal bid, soos Johannes sê, as jy jou broer 'n sonde sien doen, bid vir hom. Leer ons om te bid. Leer ons om soos Yeshua te bid. Leer ons om vrede te en tevrede te wees met die omstandigheid waarbinne ons moet bid, dat ons nie sal sê, ons sal bid wanneer dit met ons goed gaan nie. Maar dat ons soos Yeshua sal bid, ook in krankheid, ook as ons kragteloos word, ook as ons moedeloos word, ook as ons verwerp voel, ook as ons voel dat ons woon onder 'n volk wat sondig is en wat onrein van lippe is, dat ons nog steeds soos Jesaja sal kan bid en sê, hier is ek, Vader, stuur my.
Vader, ons sê vir U dankie vir U woord wat oorweldigend is. Want nie een van ons kan sê ons het nie geweet en ons verstaan nie. U voorbeelde is so duidelik, so eenvoudig, maar tog so diep. Help ons om by die vaste spys uit te kom, die priesterskap van Yeshua te verstaan. In Yeshua se naam bid ons dit tot U verheerliking. Halleluja. Amen.